Are you bruised, tired, longing for rest, desperately crying for peace and healing? God says, ask for the old ways, the way before sin, the good way, walk in it, finding rest for your soul. Learn from me, says Jesus, Son of God, gentle, humble-hearted, and you will find rest for your soul. My yoke is easy, my burden light. Humble the proud, bruised heart, through Jesus Christ. Seek the old way of rest and life eternal. The life before the new way of sin. Learn from me, says Jesus, Son of God, gentle, humble-hearted, and you will find rest for your soul. My yoke is easy, my burden light. No more burden, tired, bruised by sin. A new life free from the weight of guilt and shame. Washed and renewed through Jesus the Lamb, the Word, Son of God. Learn from me, says Jesus, Son of God, gentle, humble-hearted, and you will find rest for your soul. My yoke is easy, my burden light. Goeiemôre. Ja, ek voel verskriklik ryk vanoggend. Baie dankie vir al julle seënbede, gelukwense hierso op die kommentare op Facebook vir julle wat persoonlike boodskappe gestuur het. Ek en my vrou, ons is nog 'n klein kind ryker. Deborah en Wallis is nog 'n kind ryker, 'n lekker fris billetjie seentjie. 3.9 kilogram, 'n lekker fris mannetjie daai wat gebore is. Deborah moes 'n noodkeiser gekry het gisterand. En die Here het daar gehelp en alles is gesond. Mamma is gesond, sy sterk aan in die hospitaal ensovoorts. As dit die wil van die Here is, gaan ons vanmiddag daar by haar kuier so 3 uur se kant. En klein Dewaney het al Boetie se foto al vanoggend vroeg gesien toe haar pappa dit deurgestuur het. En sy is verskriklik opgewonde oor haar Boetie. Haar gesig het blink sommer, sy wil net op die TV wees.
en vir almal hallo sê. So ag, baie dankie vir julle. Ons sal ook dit so oordra aan Deborah en ook Wallies, en ek glo as hulle tydjie sal hulle inskakel. Wallies is eers hier vanoggend 4:30 se kant huis toe, so hy doe seker nog lekker, maar ons kon daarom so 'n bietjie met Deborah gepraat het. Maar baie dankie vir julle gebede en julle liefde en julle omgee. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Yes, hierdie oupa en ouma se harte is weer groot vanoggend met daai kleintjie wat gebore is. Ons al klaar so lief vir die ou klein ding. Nou ja, goeiemôre, jy's ingeskakel by ons Sondag-uitsending saam met Stanley. Nou Karen gaan so 'n bietjie uitsit vanoggend. Ons het gisterand al so 9:00 se kant vir Devaney gaan haal. So sy is hierso vanoggend, sy kuier saam met ons en sy is ook hier opgewonde. Sy skree net daar in die agtergrond. Oupa, oupa, oupa. En sy wil net saam met oupa preek. Nou ja, glo hierdie diens vanoggend gaan vir julle tot groot seën wees terwyl hulle so saam vergader in die naam van die Here. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel het, jy's ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie. Dak staan vir die aanlyn kerk. Ag, verskriklik dankie vir julle almal. Ons glo hulle gaan julle gelukwense en julle boodskappe wel ook op Facebook kyk sodra hulle so 'n bietjie aangesterk is. Hulle harte is net so groot en opgewonde om te dink daar so 'n gemeente en gemeenskap van gelowiges en boeties en sissies wat so lief is vir hulle en ook saam met hulle in hierdie tyd gestap het. En wat interessant is, ek wil dit net gou vir julle noem, voordat Babietjie Devaney gebore is, Jolene en Isak het die naweekie gekuier en dit was nogal ook sê Ewa, hulle het die Saterdag gekom en die Sondag is hulle huis toe. En Deborah en klein Zoe, hulle gaan stap hierso op die duine, hierso by die see by ons, so om die hoek. En nou ja, toe hulle klaar lekker duine gestap het en hulle gaan huis toe, daar so begin die kraampyne en so aan. En hulle is hospitaal toe en Devaney is op 'n Sondag gebore. Nou ja, dit lyk vir my baba het geweet, mamma moet duine klim vanaand, anders dan gaan Boetie nie kom nie. Hulle is gister hierso, ons is strand toe, want dit was 'n verskriklike lekker warm, heerlike dag, niks wind, maar dit was nou ideale nag. So ons het nou gisterand tot die son onder is op die strand rondgeloop en aangegaan en so aan. En nou ja, 9:00 gisterand, toe sê Deborah, kom haal vir babietjie, die water het gebreek, ek moet hospitaal toe. Dit lyk my Devaney het geweet, maar Boetie moet nou so eers by, mamma moet eers bietjie duine klim, dan kan Boetie kom, sy volg so in Boetie volg so in haar voetspore, nou ja, net so 'n staaltjie so tussendeur. Ja, weer eens, jy is ingeskakel, hier by die Dak Facebook radiostasie, die radiostasie waar jy bemoediging, aanmoediging en geloofsekerheid ontvang deur die goeie nuus van die Here Jesus Christus, wat jy help om geestelik te groei. Nou voordat ons voortgaan met ons uitsending vanoggend, wil ek eers vir ons 'n gebed doen. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir U liefde, U genade en U barmhartigheid. Vader, my vrou sê altyd so, U is slim, U is so slim, Vader. Ja, ek dink nou aan die spreekwoord wat hulle sê, slim vang sy baas, maar U is slim. Hier in die wêreld dink die mens hy's slim, hy's besig met streek en dinge, en dis waar die spreekwoord vandaan kom. Party mense is so besig met hulle eie gedagtes, hulle eie idees om hulle lewe uit te sorteer, en hulle slimmigheid beland hulle net in warm water. En die ergste daarvan is, die siel is vasgevang in die mag van die bose. Vader, maar U is so slim, U is so wys, dat U seun Jesus gestuur het. Hy die vyand kom oorwin, sodat ons siele los kan kom van sy werke. Ons besef nie altyd die werklikheid en die krag en die majesteit en die waarde daarvan, dat ons siel kan loskom uit die werke van die vyand. Ek wil bid, Vader, dat U my vanoggend sal lei, sal rigting gee, Vader, woorde van wysheid en kennis in my hart sal lê, dat wanneer ek die woord van U bedien, wanneer ek die boodskap oordra, dat ons so lekker saam kan gesels, dat vanoggend se woord en boodskap ons daai sekerheid kan gee, geloofsekerheid, dat ons vandag kan verstaan wat ons moet verstaan, Vader. U alleen is die alleen wyse God. Terwyl ek praat, ek kan net woorde praat, maar U is die een wat oortuig. En ek wil bid dat U sal oortuig van die waarheid in elkeen se hart. En ons dank U. Ons wil bid vir Deborah terwyl sy nog in die hospitaal is, sy die keisersnee gehad, Vader. En ek wil vra dat U asseblief haar sal gesond maak en dat haar liggaam sal herstel. Haar liggaam is gedaan, pap. Gisterand toe sy was hy gedaan geweest. Dokter sê babietjie
was bietjie te swak geweest vir 'n normale geboorte ook. En hy het besluit om die keiser te doen en babietjie sterk mooi aan. Ons wil bid vir die gesondheid ook van babietjie, vir Wandrey, dat U hom asseblief sal bewaar in gesondheid, dat hy sal groot word, gesond groot sal word en sonder komplikasies asseblief, Vader. Versterk ook vir Deborah in haar liggaam, herstel haar liggaam. Ook vir Waldo, Vader, en vir my en my vrou wat ons hierdie paar dae na babietjie moet kyk, wil ek vra dat U ons ook sal help en die nodige liggaamlike krag en wysheid ook sal gee om dit te kan doen, Vader. En ons wil net vir U baie dankie sê vir die goedheid en die guns. Dankie vir elkeen se gebede en liefde en uitreik na ons toe, na Deborah en na Wallies toe en na mekaar toe, Vader. As almal hoor daar's 'n siekte, as almal hoor daar's 'n probleem, as almal hoor daar's 'n pyn, daar's ons broer ook, Alfred, Vader. En ons wil vra dat U ook hom sal genees, hom sal herstel, Vader. Dat U sy vrou Lydia sal die nodige geestelike en liggaamlike krag voorsien en middele, Vader, dat die las nie te swaar is vir haar nie. En so ook vir Stefan, Vader, bewaar daai gesin van die bose. Here my God, ons wil vra dat elkeen wat vanoggend in 'n benoudheid en 'n druk sit, dat hierdie boodskap ons harte kan losmaak, ons siele kan vrymaak. Vader, om iets te kan verstaan, want as ons werklik waar begryp wat U woord ons leer, dan is daar oorwinning, daar is bevryding, daar's verlossing. Vader, en ek sê vir U baie dankie, in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ek gaan vanoggend instaan vir Karen. Sy, soos wat julle gehoor het, sy staan en sy kyk na babietjie, hulle is hier in die sitkamer, hulle gaan net 'n keer en geselsies en lekker. Babietjie het al saam met oupa koffie gedrink, so dit is net heerlik. Nou ja, die klein span, julle kan bietjie nader sit, nader staan, mamma en pappa, as hulle nog nie naby is nie, roep hulle daar van waar hulle ook al is, en laat hulle die pappies en die dinge kom eet, sommer terwyl hulle na hulle kinderprogram luister. Nou ja, ons gaan heel eers begin met 'n liedjie ensovoorts en dan die kinderstorie, maar laat die kindertjies so lank bietjie nader kom, want ons gaan nou lekker saam met Gesiggie ook kuier vanoggend. Kom kuier saam met Gesiggie op Dak Facebook radiostasie. Meertjies so slim, hulle doen hulle werkie so fliks, sonder dat iemand kyk. 1, 2, 3, al die meertjies doen hul werkies mooi. Maatjies so slim, liewe maatjies, bid so mooi. 1, 2, 3, die maatjies so lief vir almal. Niemand kyk, maatjies so slim, is nie kwaai, is nie lelik, steek nie tong uit nie, is lief vir die Here en vir almal. Meertjies so slim, hulle doen hulle werkie so fliks, sonder dat iemand kyk. 1, 2, 3, al die meertjies doen hul werkies mooi. Maatjies so slim, liewe maatjies, bid so mooi. 1, 2, 3, die maatjies so lief vir almal. Hallo maatjies, so baie dankie dat julle maatjies die kinderprogram kom kyk. Dit is so lekker om saam met al die maatjies te kuier op 'n Sondag. Nou ek is Stanley, ek is nie Tannie Karen nie. So ek staan bietjie in vir Tannie Karen. Nou Gesiggie gaan vir ons 'n baie mooi Bybelverhaal vanoggend vertel. En sy gaan vir ons vertel van Moses. Nou daar was 'n slegte koning. Sy naam was Farao gewees, né? Wat God se volk, dit was daai tyd Israel, sy babeseentjies wou doodmaak. Hy was bang hulle raak meer as sy mense. Nou maatjies, Moses se mamma het toe iets gedoen. Die Here het vir haar 'n mooi plan gegee wat sy kan doen om haar babatjie te beskerm om nie doodgemaak te word. Nou kom ons luister wat Gesiggie vir ons vertel.
Nou al die maatjies, mamas, papas, kom sit reg, maak julle oortjies wyd oop vanoggend. Gesiggie gaan vir ons 'n verhaal vertel en ons lees dit in Exodus en die Bybel en julle moet dit net saam met ons geniet. Maatjies, kom kuier saam met Gesiggie. Hallo my mooiste maatjies, dis so lekker om saam met julle te kuier. Vandag wil ek julle van 'n verhaal in die Bybel vertel oor Moses. En dit lees ons in Exodus in die Bybel. Nou maatjies, daar was 'n baie slegte koning wat God se volk baie hard laat werk het en baie lelik behandel het. Nou God se volk het 'n sterk volk geword en daar is baie nuwe babetjies gebore. Die koning was bang dat God se volk sterker as sy volk sal word. Hy het toe gesê dat al die seentjies wat gebore word, doodgemaak moet word, net die dogtertjies mag lewe. Daar word toe 'n baie mooi baba seentjie gebore en sy naam was Moses. En sy mamma wou nie gehad het dat hy doodgemaak moet word nie. God help haar toe met 'n plan sodat Moses kon bly lewe. Sy maak 'n mandjie van riete en seël dit mooi sodat dit baie waterdig is en niks watertjies kan inkom nie. En sy sit vir Moses op die rivier om te dryf in die mandjie. Moses se sussie Miriam het mooi gekyk wat met Moses in die mandjie gebeur. Die mandjie het rustig op die water gedryf. Net toe kom die koning se dogter na die rivier toe om te kom bad. Skielik hoor sy 'n baba huil. Wa, wa. Wat kan dit wees, wonder sy. Toe sien sy die mandjie tussen die riete. Sy laat dit nader bring en maak dit oop. Ag, kyk net hier die ou mooi babetjie, sê sy. Die prinses het dadelik vir Moses lief gekry en besluit om hom vir haar te hou. Toe Miriam sien wat gebeur, hardloop sy nader. Prinses, vra sy, sal ek iemand gaan haal om vir jou na die baba te kyk? Ja, asseblief, antwoord die prinses. Miriam hardloop vinnig huis toe en gaan haal haar eie mamma, Moses se mamma. Ek sal graag vir jou na die baba kyk, sê die mamma. Die prinses was so bly en sê vir haar, sorg mooi vir hom. So het Moses se eie mamma hom veilig grootgemaak, totdat hy oud genoeg was om by die prinses te gaan woon. God het oor Moses gewaak en hom beskerm, want hy het 'n spesiale plan vir Moses se lewe gehad. Eendag sou Moses God se volk help. So het klein Moses groot geword en God het hom gebruik om sy volk te help om by die slegte koning wat hulle so hard laat werk het, weg te kom. Is dit nie 'n mooi verhaal nie, maatjies? Ons het nou so lekker geluister en kom ons sing ook 'n lekker liedjie oor Moses. Sing saam met my. Daar was 'n baba klein, Moses was sy naam, so lief en mooi. 'n Koning was kwaad, wou al die seentjies doodmaak. Sy mamma het geweet wat om te doen. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm, dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Mama maak 'n mandjie reg, sit hom daarin. Op die water dryf hy, sy sussie kyk mooi. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm, dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag.
Prinses kom na die rivier. Sy sien die mandjie tussen riete in die sand. Ag, baba, ek sal vir hom sorg. Moenie huil, ek sal jou by my vat. Sussie bring vir mamma om hom op te pas. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Sy plan en krag. Tin, 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 tin. Baie dankie Tannie Anneke en Tannie Riet wat ons kinderstorie en gesiggie so mooi gemaak het. Ons waardeer dit verskriklik baie dat julle so saam met Tannie Karen werk, dat ons ook vir die kinders so uit die woord van die Here kan leer, uit die Bybel kan uitleer. Was dit nie 'n mooi verhaal om te verstaan, dat God ook, as ons werklik waar hom dien, dan het hy ook 'n saak aan met ons. Nou ja, terwyl ons die storie so gekyk het en die liedjie geniet het, kom ons luister weer een keer na die liedjie. Wil julle graag weer na die liedjie luister? Ek kan julle weer lekker saam sing. Ek hou daai van daai gedeelte. Dryf, dryf, dryf. Okay, kom ons luister hom weer. Daar was 'n baba klein, Moses was sy naam, so lief en mooi. 'n Koning was kwaad, wou al die seentjies doodmaak. Sy mamma het geweet wat om te doen. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Mama maak 'n mandjie reg, sit hom daarin. Op die water dryf hy, sy sussie kyk mooi. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Prinses kom na die rivier. Sy sien die mandjie tussen riete in die sand. Ag, baba, ek sal vir hom sorg. Moenie huil, ek sal jou by my vat. Sussie bring vir mamma om hom op te pas. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Moses word groot, dit was God se plan. Om die volk te help. Dryf, dryf, dryf op die rivier. Dryf, 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 moenie vrees of wonder. God het beskerm dag en nag vir klein baba Moses met sy plan en krag. Tin, 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 tin. Ja, sê, dit was nou 'n lekker liedjie om so saam met die kinders te sing. Ek sien hierso Renet en van die mense sê, "Wow, wat 'n stunning dag is dit dat
klein Wandrey ook op so 'n dag gebore word, soos wanneer ons nou hierdie Moses liedjies speel. Dis net amazing. Hulle sê dis eintlik so gepas, ook vir klein Wandrey. Nou ja, dit bring ons aan die einde van ons kids afdeling, saam met oom Stanley vandag, nie saam met Tannie Karen nie. Ek hoop nie hulle mis Tannie Karen te veel nie. Maar as dit die wil van die Here is, hy volgende week weer terug, saam met die klein span. Nou maatjies, julle moet vir mamma en pappa vra om vir julle te wys. Op ons YouTube kanaal is daar baie liedjies en stories vir die kinders. Dit wat klaar opgelaai is, dit wat ons nog gaan oplaai. En ook op TikTok, as julle mamma en pappa TikTok het, dan kan hulle vir julle die Bybelverhale wys en so kan julle, en ook op Facebook, dit is kinderverhale is op Facebook, op YouTube, op TikTok en al die kinderliedjies. Maar op YouTube is dit so mooi gegroepeer. Ek het 'n playlist daar gemaak, sê vir mamma en pappa van daai playlist op die aanlyn kerk op YouTube. Hulle moet daai kanaal gaan subscribe, daai channel gaan subscribe, en dan gaan hulle daarso 'n playlist kry, kids en liedjies en kids en gesiggie stories. En dan is alles mooi agter mekaar daar, so dan kan julle lekker ook daarso kyk ensovoorts. Maar nietemin, baie dankie dat julle ingeskakel was. Kinders, dankie dat julle kom luister het. Dankie dat julle kom kyk het. Nou ons gaan ons kids afdeling afsluit met 'n liedjie. Is een van ons heel nuutste liedere en dit is Don't Fear. You must not fear, be free of slavery. Yes, don't fear, be free of slavery. Don't fear anything in this body. Your soul is protected by God. You must not fear, be free of slavery. Yes, don't fear, be free of slavery. Don't fear anything in this body. Your soul is protected by God. Wow, dit is oulik, het julle dit saam met ons geniet, dit is fantasties, en so leer 'n mens op 'n kinderlike manier die waarhede van die woord. Nou ja, as die wil van die Here is volgende week, gaan Gesiggie ons kom leer oor die skepping, en ek wil hê, julle moet weer vir almal sê, al die maatjies en almal by die skool, oral, hulle moet inskakel hier op die Dak Facebook Radio op 'n Sondag, en dan ook na die natuurlike Saterdagoggend 6uur, so 6:15 het ons kinderprogram, en dan doen ons ook heruitsendings van ons vorige gesiggie programme. En ook hierdie Don't Fear, is een van die Engelse gesiggies wat ons gedoen het, so ons gaan ook nou 'n bietjie meer konsentreer, ook op Engelse liedere vir ons Engelse maatjies, en Engelse gesiggie stories, soos wat die tyd dit wel gaan toelaat. So bid vir ons vir wysheid, en vir hulle wat ons help vir wysheid, sodat dit mooi en reg gedoen kan word, dat die kinders ook kan leer van die woord van die Here op so gepaste wyse. Nou ja, ek gaan vanoggend praat oor kwel jou nie, en dit gaan oor druk. Nou ek wil nie die tradisionele roete volg vandag oor oor drukkinge en kwellinge nie. Ek wil so 'n bietjie uit 'n ander oogpunt vandag met julle praat, en spesifiek na aanleiding van die hele kinderverhaal wat ons nou gekyk het oor Moses en die uittog uit Egipte. Nou natuurlik weet ons, dis nie 'n kinderverhaal nie, dis 'n ware verhaal, maar dit is op so mooi, op 'n kompakte manier uitgebeeld en uitgedruk en oorvertel, sodat ons so die hooftrekke kan kry van sekere dinge in Moses se geboorte, en dan uiteindelik ook hoe hy die volk uitgelei die Rooi See. Maar nietemin, ek sien die kinders geniet dit vreeslik baie, dankie vir die Engels ook, Ryden sukkel om Afrikaans te sing, maar nietemin, weet jy wat is amazing, weet jy wat is Baba se gunsteling lied? Is The Last Trumpet. Nou sy sing die Last Trumpet saam. Dit is net amazing om dit te sien, en ek wil dit ook net vir julle noem, die lied wat ons mee begin het, The Old Way of Rest, dit is ook een van Michelle se gunsteling liedere, Old Way of Rest. Dus om nou weer so luister, dink ek, wow, mens vergeet werklik waar van die woorde ensovoorts, en die waarhede wat daarin opgeteken is, want alles wat ons skryf, ek en my vrou, ons kry ons skriftuurlike basis reg, ons fondasie reg,
sodat ons die lied skriftuurlik en in konteks met die woord wel kan skryf. Kom, ek wil net gou so 'n paar kommentare hier deurgaan. Die Bybel lees en musiekprogram is regtig amazing. Baie dankie vir julle moeite, tyd en gehoorsaamheid. Love the cup. Ag, thanks a lot. Hier is ons kap, ons beker. Spesiaal gelaat druk vir die uitsending. En is regtig koffie in, hoor. Baba wou vanoggend ook nie saam met oupa koffie drink, maar oupa se koffie is bietjie bitter, want hy drink nie suiker nie. Dankie vir die Engels ook, daai het ek gelees. Jy is ook oulik, oom Stanley. Ag, dankie man. Ons mis vir Tannie Karen, maar oom Stanley is ook 'n oulike gesiggie. Okay, thank you so much for the cute animation videos. Ag, prys die Here, ons Vader help vir kleine Wandrey, soos vir kleine Moses gehelp het. Ag, ek huil sommer. Yes, ons geniet alles van gesiggie en so is almal net opgewonde en meer lewend met hulle broers en susters in die Here. Nou ja, die aanslag wat ek wil gebruik. Ek wil iets vat vanuit die uittog uit Egipte uit. Nou, ek wil hê as jy vinnig so uit jou gedagtes kan uitdink. Wat dink julle? Was die hoofsaak, dis die enigste manier hoe ek die vraag kan stel, ek hoop julle gaan my vraag kan verstaan. Die hoofsaak wat die Here Israel wou leer met hulle uittog, wat tot vandag toe nog geld. Wat is die hoofsaak, die kern, wat die Here Israel wou leer met hulle deurtog deur die woestyn, wat geldig is tot en met vandag? Hoop julle kan die vraag verstaan, terwyl julle aan die vraag dink, gaan ek die lied speel wat ek geskryf het, wel vir vanoggend se diens, en luister mooi saam, en as jy 'n kansie wil vat, tik jou antwoord hier in die kommentare, dan sal ek daarna kyk, en dan van daar voortgaan. Sy woord, koninklike brood, hemelse brood. Volk van God, leer uit jou druk. Jy het honger dors gekry, leer om te leef van elke woord van God. Hy lei jou uit, geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood. Manna voorsien hy, dat jou siel kan leef, jou siel versadig hy met vettigheid, rykdom, skatte, water uit die rots. Hy lei jou uit, geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood. Verlustig jou en hom in sy woord, die rots, so kom die ware manna uit die hemel, laat die siel leef. Hy lei jou uit, geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood.
Ek het nou so 'n bietjie so deur die kommentare gegaan terwyl die lied gespeel het. En dit is spesifiek waaroor ek vandag wil praat. As ek kyk na die kommentare, ek verstaan baie van wat hy sê uit die wêreld uit te lei en druk en so aan, maar as ek kyk na die deursnit antwoord wat deurgekom het, gaan dit altyd terug oor tydelike sake. As jy nou mooi kyk na al die kommentare wat deurgekom het. En ek wil nie vandag enige iemand afbreek, diskrimineer of wat ook al nie, maar dit is 'n onderwerp wat van tyd tot tyd wel opkom. Selfs kwel jy nie meer, dit is ook 'n gunsteling lied van Riet. En sy het gewaag om 'n videoetjie daarvan te maak. En ek besef, toe ons die video so kyk en ons kyk hom, toe besef ek en my vrou ons as kinders van die Here het 'n sekere mentaliteit. Ons het 'n sekere oortuiging. En dit is daai oortuiging in dit alles wat ons geestelik nie halter, wat die lewe vir ons geestelik moeilik maak. Ek praat nie van tydelike sake nie. As ons kyk in die woord van die Here Jesus het nooit in die hele evangelie ons hierdie rykdom beloof as ons hom dien, soos wat dit in die Christelike kerk verkondig word. Nou ja, elke ou se idee van voorspoed en sy level van voorspoed kan verskil. Vir die een ou gaan dit net om dag tot dag te survive, en as hy genoeg het vir sy huis en sy water en so, en is hy happy, en die ander ou is net tevrede as hy miljoene het. So, as ons kyk na materiële sake, eintlik na voorspoed in die vlees, baie keer sal ons vinnig vinger wys na die persoon wat materialisties voorspoedig is, en nou praat ons kinders van die Here, ons praat nie van die wêreld hier buite nie. Dan sal ons na hom verwys of hy is 'n valse prediker, want sy lewe gaan net oor geld, of kind van die Here, of wat ook al, of hy's geseënd en hy's in guns by die Here, wanneer ons wel na die sigbare kyk. En dit is die groot probleem. Dit is die saak wat die Here wou aangespreek het met Israel se deurtog in die woestyn. Nou ja, om mee te begin, gaan ek 'n vers vir ons lees in Deuteronomium 8 vers 1 tot 3. Nou die Here Jesus het dit herhaal in Matteus 4 en in Lukas 4 ook. Dit was toe hy met sy versoeking in die woestyn was, toe die duiwel vir hom gesê het hy moet die klippe in brode verander. Nou toe die Here Jesus 'n spesifieke uitlating gemaak wat hy aangehaal het vanuit Deuteronomium 8. Nou kom ons lees lekker saam en ek gaan die skrif gou vir ons op die skerm kry en dan kan jy saam met my lees vanoggend. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig en dat julle mag inkom in die land en die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. Nou die heel eerste gedagte wil ek hê, julle moet oplet op lewe, dat julle mag lewe. En vermenigvuldig. Nou ons sien dit altyd net as die vlees, en ons moet net een ding onthou. Die hele Ou Testamentiese tydvak, alles wat hulle gedoen het, dit wat God gespreek het, was profeties van aard. Die meerderheid van die dinge wat God vir hulle gesê het, kon onmoontlik in hulle tyd gemanifesteer het, 'n werklikheid geword het, okay? En dit moet ons altyd in die oog hou, want as ons kyk na die geskiedenis van Israel, dit wat God hulle hier beveel het, en dit wat hulle gedoen het, is heeltemal teenstrydig met mekaar, maar deur God se genade en sy geregtigheid en die feit dat die verlosser Jesus uit Israel uitgebore moes word, het God op die einde van die dag slegs 'n oorblyfsel van Israel in stand gehou, sodat die verlosser Jesus Christus na vore kan kom. Die absolute meerderheid van Jode, Israeliete, het nooit God se woord onderhou, soos wat hy hulle beveel het in die diens van Moses nie. So dit is wat ons moet verstaan. En hulle het in daai goddeloosheid gewandel, hulle het in daai afvalligheid gewandel, hulle het in die absolute meeste van die tyd, het hulle afgode gedien.
En die paar konings wat wel die Here gedien het afgode gehad en hulle het God gedien. So hulle het albei gedien. Dis net Josia, toe Josia kom, koning Josia, hy was een van die laaste konings, het hy alle afgoderry totaal en al vernietig, tot die staf wat Moses gemaak het in die woestyn, die koperstaf, die staf wat die koperslang op was, het hy vernietig, want vir al die jare sedert daai staf gemaak is, het Israel die staf aanbid. Terwyl hy staf en die koperslang vir 'n oomblik, vir 'n tyd was. Dit was nie om verder te aanbid nie, dit het nie magiese of geestelike krag daarna gehad nie. God het hulle genees, toe hulle opgetree het in gehoorsaamheid, hulle moet na die staf kyk, die staf en die koperslang het nie krag gehad nie. Maar God het, omdat hy 'n spesifieke wet neergelê het, 'n spesifieke opdrag gegee het, en omdat hulle dit gedoen het, het God hulle genees. Goed? So die krag het nie uit die staf uitgekom nie. Dit is die probleem. Die meerderheid van Israel was vleeslik van aard. En hulle het hierdie staf aanbid asof dit 'n spesifieke krag van genesing ensovoorts het. En dit is wat ons in ons Christelike kerk deesdae ook ondervind. Met die fisiese kruis van Jesus. Nou ek wil nie daarop uitbrei vandag nie, maar ons kan so besig raak met die fisiese kruis van Jesus, wat eintlik 'n moordwapen was. Dis die manier gewees hoe die Romeine die mense doodgemaak het, veroordeel het, kriminele opgekruisig het. Dan verhef ons 'n kruis wat eintlik 'n moordwapen is, 'n wapen van veroordeling, van vernietiging was, van verwoesting was, van 'n krimineel, hoe 'n krimineel, dit was 'n simbool van vervloeking gewees. Nou vat ons die fisiese kruis en ons verhef dit. Die fisiese kruis het geen geestelike krag nie, want dit is 'n teken van vervloeking. Okay? Jesus moes daarop gesterf het. Dit het nie die kruis heilig gemaak nie. Daarna was daar weer kriminele op die selfde kruis gekruisig. Hulle het nie spesiaal uitgehaal een kant gehou en gesê, wow, dit is Jesus en ons gaan 'n mooi glaskas bære vir die nageslagte, want hy het krag nie. Wat het nou krag? Die opstanding lewe van die Here Jesus Christus. Hy het gesterf in die vlees. Hy het sy lewe kom gee in die vlees. Hy het die gevangenes vrygelaat. Nou sê die woord, ons is weergebore deur die opstanding van Jesus Christus. Sou Jesus nie opgestaan het nie, kon ons nie die wedergeboorte deelagtig geraak het. So ek hoop ons kan dit so verstaan. Nou, ek wil nie daarby stil staan nie, kom ons gaan na die volgende vers toe, want ek wil by die kernpunt uitkom. Vers 2. Hy sê, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal onderhou of nie. Of jy sy gebooie sal onderhou of nie. Nou hierdie is 'n baie belangrike punt. Nou God het natuurlik geweet wat is in die hart van die mens. Maar beproewing, toetsinge, tekorte, moeilikheid, probleme bring ons hart aan die lig. En ek gaan 'n baie elementêre voorbeeld vat vanoggend. Kom ons sê jy's 'n persoon wat nog nie met aggressie gedeel het in jou lewe nie. Okay? Nou kind van die Here, jy kom in sekere omstandighede wat elke keer hy woede in jou laat opwel. So daai druk van daai omstandighede, of daai persoon wat jou sleg gesê het, of wat maak nie saak wat dit is nie, baie keer is dit dood eenvoudig net druk by die huis, van jou kinders, van jou vrou, van jou man, van net iets wat skeefloop by die huis, van 'n koppie wat breek, van die huis wat daar 'n bietjie vuil is, wasgoed wat rond lê, wat die geval ook al mag wees. Dan kom daai woede in jou op, so jou omstandighede bring dit wat in jou hart is na vore. Nou weet jy wat is in jou hart, maar nou sit ons met 'n magtige probleem in die Christelike kerk. As ons byvoorbeeld vat die saak van woede, hoe mense en kinders van die Here hulle self regverdig teen nog steeds kwaad te word, terwyl die woord van die Here ons leer, die kwaad van 'n man, die woede, die aggressie van 'n man, of jy nou fisies 'n man of 'n vrou is, die beginsel bly dieselfde. Bewerk nie die geregtigheid voor God nie, want onmiddellik as jy in 'n situasie is wat jou kwaad maak,
Dit gaan nie net oor jou woede nie. Hoeveel gedagtes gaan deur jou, wat jy eintlik daai persoon afbreek en haat, en bitterheid in jou veroorsaak. Hoeveel keer in huwelike kan man en vrou maklik verwys, ja, jy's nes jou ma en pa, jy's nes jou broer en suster. Ja, daar is sekere dinge, kom ons wees logies, ons gaan die week voortgaan met die huwelik. Net om so 'n bietjie 'n fondasie te lê van die huwelik. Onthou net, ek kom uit 'n sekere familie uit. En weet jy wat is baie interessant? Ek wil gou vir julle die storie vertel. Nou, my oudste broer, ons familie is, ons gesin, vanaf ons uit die skool uit is, het ons vir 'n lang pad saam gegaan, toe op 'n stadium toe spat ons lewe heeltemal uit in ander rigtings. My broer was op 'n stadium gebackpack oor see en so aan, my ma het hier gebly, ek het daar gebly, weens ons omstandighede, was ons nooit weer werklik waar, soos kon ons saam kuier elke naweek, elke week, elke maand nie, want ons was te ver verspreid, letterlik per geleentheid, en dit was partykeer 1 keer in 5-6 jaar, kon ons by mekaar uitgekom, en dan is die kom jy dalk net by die een boetie of sussie uit, of wat ook al. So, ons is nou die skool uit, en daar gaan ons lewe, en ek het nou tussen kinders, 'n seun en 'n dogter. En na jare wat ek my oudste broer gesien het, so nou en dan praat ons maar telefonies, hoe gaan dit staan, waar is jy nou, nee, Gordon, waar is jy, en so aan, dit is maar elementêre gesprekke, boelangs en so aan. En, hy kom kuier eendag met ons, en hy's 40 jaar oud, en hy besluit, hy gaan die Comrades doen, en hy slaap so 'n aand of 2 by ons oor, of 3, en ek sien toe, presies hoe hy 'n lemoen skil, jy sal dit nie glo nie, skil ek 'n lemoen, ek het nie eens geweet, hy skil 'n lemoen so nie. So dis 'n trademark van ons, en ek het dit toch nêrens gesien, behalwe by hom en by my nie, dalk is ander mense wat, dit klink baie simpel, as jy getroud is, weet jy, en jy is in 'n gesin, weet jy, dit is dinge wat nogal so is. En die ironie van alles is, op daai stadium het my seun, my oudste broer of sy oom, seker 1 keer in sy lewe gesien. Ja? Toe was hulle nog op laerskool. Tot die trekke en sekere maniere wat hy het, is my broer, ek het al vergeet hoe is my broer, uitgeknip, dit partykeer gelyk of ek na my eie ouer broer kyk, as ek na my eie seun kyk. So wat ek vir jou wil sê, maak vrede daarmee. Man, jou vrou het in 'n gesin groot geword, daar sekere gewoontes en trekke en maniere wat so sal wees. Man, jy presies dieselfde. Dis hoekom jy kan maklik modder gooi na mekaar toe as daar rusie is. Maar dit is persoonlike nitty-gritty goed wat niks saak maak nie. Ja, as jy my gaan sien op 'n sekere manier praat en jy gaan dalk my ander 2 broers en my suster en my ma leer ken, gaan julle sê, wow, Stanley, jy's definitief jou ma se kind. Dit is hoe dit is, maar dis nie te sê ek leef in hulle sondige lewe of afvallige lewe of daai dinge, dit is wat moet verander. Maar dalk die manier hoe ek eet, dalk die manier hoe ek my gesig trek, dalk die manier hoe ek my oë knip. Dit is maar net hoe dit is. Dan connect ons, wanneer ons in 'n rusie is, dan connect ons gewoontes aan ons familie om jou woede te versterk, dan voel jy het nou 'n rede om so kwaad te wees. En dit is, moenie so wees nie. Hoorie wat ek vanoggend vir u sê. Verstaan wat ek vir u sê vandag. Nou drukking en goedes bring die ding in ons hart. So as jy kwaad is vir jou maatjie, dan begin jy onregverdig in 'n rusie in te gaan. Jy begin onregverdig in 'n fight in te gaan. Jy raak, soos hulle sê, jy raak nou persoonlik. Dit gaan nie meer oor die issue nie. Dit gaan oor baie meer. So wat gebeur nou? Jy sleep dinge in en dit is waar die ongeregtigheid inkom. Okay? En dan kan 'n mens veralgemeen, as jy sekere werksmense het, sekere kulture het in jou werksplek. Ja, dis hoe julle is en dis hoe julle is. Dit gaan ons kan nie veralgemeen nie, mense. Ons kan nie dinge connect in die vlees. Ons is kinders van God. Ons moet een ding vandag verstaan. Ons moet anders te dink en redeneer as die wêreld. Al 3 miljoen mense op dieselfde manier op. Dis nie te sê almal se motief is presies dieselfde nie. En dit is wat God in die hart van die mens sien. Baie keer sal ons sê, ja, hoekom sal die Here nou dit toelaat en hoekom sal die Here nou dit toelaat? Kyk daai persoon, maar ken jy daai hart soos God daai hart ken? En dit is wat druk en verdrukking doen. Dis wat moeilikheid en probleme doen. Dit bring dit wat diep gewortel is in jou hart na vore.
Hoekom bring God dit na vore? Kom ons lees verder. Wil nie by stilstaan. Dankie vir julle kommentare. Geneties, ja, baie dankie Lindy daarvoor. Jy haal die lelike dinge van die familie aan, nie die mooi nie, wanneer jy beklei. Amen, prys die naam van die Here. Kom ons gaan voort. So dit het ons uit, en ook natuurlik wat ons gesê het, of jy sy gebooie sal onderhou. Dis die kern. Dit is wat ek eintlik gevra het. Dit is die kern, nie net dat jou hart in die lig kom nie. As jou hart aan die lig kom, moet jy iets leer. Want God sê, hierdie beproewinge, hierdie verootmoedigings, het jou pad verbygekom. Nou het jou hart geopenbaar. Of jy hom sal dien of nie, of jy sy woord sal eer of nie. Dit is waar dit gaan. Ons dink baie keer ons dien die Here omdat ons bid, Bybel lees en kerk toe, die kerk byeenkomste bywoon. Maar hoe redeneer en dink ons? Ons dink en redeneer partykeer nog identies soos die wêreld. Ons praat soos die wêreld. Ons oorleg en ons oordeelsvermoë is presies soos die wêreld, veral met Google en ChatGPT en hierdie goeders. Ons gaan steek kers op daar. Dan versterk dit ons geaardheid, ons gewoontes, en ons vergoddelik ons gewoontes, ons vergoddelik ons geaardheid. Want ChatGPT stem saam, Google stem saam. Dis nie meer die University of Google nie, dis al die University of ChatGPT en wat se platforms ook al daar mag wees. Dan versterk dit ons. So ons trek krag uit die wêreld uit in plaas om die woord van God aan te neem. En ons lees maklik, okay, ek is nou daai jaar gebore, so ek is nou so sterk. Kinders van die Here doen dit. Ek het so geaardheid, dit is my tradisie, dit is my kondisie. Wêreldsgewys 100%, maar jy is nie meer in die wêreld nie. Jy is nie meer 'n kind van die wêreld nie, jy is nie meer 'n kind van die duiwel nie. Jy het 'n kind van God geword. En daarom moet jy jou gedagtes stelselmatig verander, soos wat jou hart aan die lig kom. Moet jy iets begin leer om of jy die woord van God sal onderhou. As ons nou weer teruggaan na die voorbeeld van woede toe. Gaan jy nou die woord van God begin eer? Deur te sê die woede van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God. Dit is te sê jy gaan nie meer woedend raak nie. Natuurlik gaan jy weer woedend raak. Maar wat gaan jy doen as jy daai woord aanneem? En jy raak weer woedend, gaan hy die woord jou herinner. Die Gees van die Here herinner jou aan die geskrewe woord, aan niks anders dan nie. Nie om Google te gaan opsoek en ChatGPT gaan opsoek en AI te gaan opsoek nie. So wat moet jy nou doen? Nou moet jy die woord eer en sê, Here, ek raak nog woedend, ek is nie besig met die geregtigheid van U nie, my hart moet verander. En hoe meer jy die woord gaan eer, al val jy 1000 keer 'n dag, jy bely 1000 keer 'n dag op 'n stadium, gaan hy ding sy krag breek in jou lewe. En jy gaan al hoe meer begin oorwin in sekere omstandighede. Daar's hy. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die kommentare. Die geboorteproses is moeilik in die nuwe lewe. Onthou net, jy's een keer weergebore. Ek wil dit net gou deurpraat. Jy's klaar weergebore. Daar moet nie nog 'n geboorte plaasvind nie. Jy's klaar weergebore. Die drukking voor jou wedergeboorte, jou probleme en jou moeilikheid en jou situasie, jou besef jy is verlore op pad hel toe. Dit was 'n drukking om jou by die punt van wedergeboorte uit te bring. Toe jy geestelik gebore, nou moet jy begin groei. En dis waar ons probleem lê. Ons groei nie. Goed. Dit is die ego-probleem. 'n Mens dink jy kan iets sê en 'n ander persoon het niks en reg om iets te sê nie. Ja, dit is presies net so, Werner. En dit is wanneer ons nog dink en redeneer soos die wêreld. Goed. En dit is wat druk in ons bring om dit te openbaar in ons hart, dat ons kan begin wandel volgens God se woord. Nou kom ons lees vers 3. Ek net moet gaan daar op die skerm kry. En hy het jou verootmoedig. Wie is hy? God. God is mans genoeg en magtig genoeg om verantwoording te aanvaar vir sy dade. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly
en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here gaan. Alles wat uit die mond van die Here gaan. So dit is die kern. Al die druk, al die probleme, die feit dat dan net Egipte simbolies van die wêreld. Die feit dat God hulle uit die wêreld uitgelei het hulle weggelei van die sonde en die ongeregtigheid. Maar in die woestyn het God gesê, ek het julle verootmoedig. Ek het julle laat honger ly, maar ek het julle ook manna gegee. En die een Psalm sê so mooi, Psalm 78, hy sê, en ek het vir julle engelebrood padkos gegee. Daar was padkos elke dag. God sê, ek het vir julle daai padkos gegee. En hierdie manna het spesifiek die volk se hart op meer as een geleentheid geopenbaar. Hulle het bitter geraak, hulle het tot kwaad geword vir die woord, die manna wat elke dag so vrylik beskikbaar was. Die hemelbrood, die koninklike spys, brood van engele, dis hoe dit in die Ou Testament beskryf word. As jy nog nie die pasgales gedoen het nie, as jy hom nie het nie, kry hom, dis ons 3de les in ons Bybelstudiereeks. Daar het ek al die skrifte baie mooi uiteengesit, hoe die woord van die Here ons wel leer van hierdie koninklike brood. En dis die lied wat ook geskryf het, hy lei jou uit, jy sal hoor ek daar geskryf van hemelse brood, koninklike brood ensovoorts. Dit is alles skriftuurlik in die woord van die Here opgeteken. Nou voordat ek voortgaan, gaan ek vir ons 'n lied speel, rein woorde, want ons gaan nou kyk na die gedeelte, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van God uitgaan, met ander woorde vanuit die woord van die Here. Kom ons luister mooi na hierdie lied. Die woorde van die Here is rein woorde. Die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde. Gesuiwer 7 maal. Gesuiwer 7 maal. Die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is en 'n smeltkroes in die aarde. Die woorde van die Heer is rein woorde. Silwer wat gelouter is en 'n smeltkroes in die aarde. Gesuiwer 7 maal. Gesuiwer 7 maal. Die woorde van die Here
Reek uit die woord uit. En, wat is die Psalm nou weer? Het ek hom nou uit my kop uit. Dat die woord van die Here vir ons sê, dat sy woord is gelouter en gesuiwer. Is 'n paar plekke wat hy daar so skryf en die woord sê selfs Jesus sal as 'n smelter sit oor sy volk. Johannes praat daarvan hoe hy sy dorsvloed deur en deur gaan skoonmaak. Petrus sê dat as hy oordeel eers by sy huis begin, waar sal die sondaar en die goddelose inkom? So ja, daar's gedurig deur 'n suiweringsproses. Die woord self is gesuiwer toe Jesus op aarde was. Vir 33 en 'n half jaar het hy deur 'n suiweringsproses gegaan. Deur en deur gesmeld, deur die duiwel versoek, deur mense. Dankie Elmarie, Psalm 12 vers 7 as ek dit nie mis het nie. Vir 'n oomblik vergeet ek dit, en dit is my gunsteling psalmvers. Dit is eintlik die basis waarop ons bediening ook gebou word, is die rein woorde van die Here. Dis ook Wally se gunsteling. Ons nuwe pappa vandag, tweede kind wat hulle het, seentjie, lekker fris seentjie, 'n billetjie, 3.9 kilo, dit is 'n frassie. En hulle albei, Deborah en Wally, is sulke klein mense en die kom hierdie groot baba uit. Maar nietemin, ons bid vir hulle, die Here hulle sal help en sal deurdra. Nou ja, die groot sy van die saak is, deur alles wat ons gaan, die Here lei ons uit die wêreld uit, daar's beproewinge, daar's toetsinge. Maar as ons nou mooi dink in ons eie mentaliteit, gaan die heeltyd die saak daaroor, ek moet vashou en die Here sal vir my voorsien in my tydelikheid, hy sal vir my die uitkomste gee, en dit is hoe ons hele gedagte geformuleer is. Ons menswees is deursuur hiermee. Nie net in die wêreld nie, maar in die Christelike wêreld ook. En tog, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, wat God met Israel gepraat het hy vir hulle gesê, alles het een doel gehad. Net een doel. Sodat jy kan leer om vanuit die woord van God te leef. So die kernwoord hierso is lewe. Die sleutelwoord is lewe. Nou die Here Jesus het dit vir ons duidelik omstel in 'n gelykenis ook. 'n Mens se lewe bestaan nie uit die besittings hier op aarde nie. 'n Mens se lewe bestaan nie hieruit nie. Ons lewe eintlik in die dood. Want hierdie liggaam moet sterf. Alles wat ons bymekaar kry en wat ons gebruik as verskonings om nie God werklik te dien nie, gaan vernietig word deur God self op die einde van die dag. As jy nou te sterwe kom in die wêreld, gaan nog 100 jaar aan, oor 100 jaar gaan dit wat jy vandag het nie meer eers bestaan nie. Dit gaan nie meer eers 'n verwysingsraamwerk in enige iemand wees nie. En tog sou daar iets wees in die vlees wat oorgebly het. Gaan dit vernietig word met die wederkoms. Want God gaan geopenbaar word in vuur en vlam. Jesus Christus, God openbaar homself die heeltyd deur sy seun Jesus Christus. En dis wat by die wederkoms ook gaan plaasvind. God die Vader gaan deur Jesus Christus geopenbaar. Jesus gaan die Vader vooruit. En dan as die Vader geopenbaar word, en dis hoekom die woord sê, Petrus skryf ons so mooi, hierdie wêreld is 'n skat weggelê vir die dag van vuur, om verbrand te word. Dis die dag van oordeel oor die sonde, oor die ongeregtigheid van die wêreld. En hierdie hele wêreld is in die mag van die bose. Die hele wêreld is bevlek met sonde. Dit wat God in die begin goed en mooi en perfek sondeloos gemaak het in sonde verval die dag toe Eva, die vrou en die man ongehoorsaam was aan. Toe het God gesê, nou gaan daar moeite, smart, verganklikheid, dorings, dissels, die aarde is vervloek, alles is vervloek. En dit wat vervloek is, word van God geskei. Dis hoekom hierdie wêreld skei ons van God. Dat ons nie sy teenwoordigheid kan sien nie. Dis wat hy vir Moses gesê het, jy kan nie my sien en bly lewe nie. Hierdie liggaam kan nie God sien en bly lewe nie. Daarom het jy die gees van die Here nodig, om innerlik nou te kan praat met die Vader deur sy seun Jesus Christus. En dit kan slegs gebeur en herstel word en 'n realiteit word in jou lewe wanneer jy weergebore is. Nou, as kind van die Here wil ek nou 'n bietjie verder met jou praat.
As ons kyk na hierdie gedeelte, dan die hele Ou Testament is ook profeties. Hy het gesê, ek het een doel gehad, met al hierdie tekorte, dat jy een ding moes leer. En dit is tot vandag toe wat ons ook moet leer. Nou, daar's vele skrifte waarvan praat, hoe die manna, deur middel van die manna, het dit ook die volk se hart geopenbaar. As ons deur Johannes 6 lees, waar die Here Jesus praat hoe ons van hom moet eet en hom moet drink ensovoorts. Dan praat hy ook daarvan, hy is die ware manna wat vanuit die hemel uit neerdal. Nou wat die volk naderhand gesê het, nou elke dag sien hulle die manna in die woestyn, hulle padkos, hulle hemelkos, brood van engele. Hulle sien dit elke dag en hulle sê op 'n stadium, ons siel is dor, hulle het dit tot vergeestelik. Ons siel is dor, ons walg hierdie kos wat ons elke dag kry. Dis een van die redes hoekom die Here die slange onder die volk ingestuur het en die koperstaf ensovoorts gemaak is, wat 'n profetiese saak was van Jesus Christus. Nou dis elke dag dieselfde manna, elke dag dieselfde brood, maar dis hemelbrood, dis koninklike brood. Dis brood wat versadig. Nou ons is kinders van die Here, jy kom na die Here toe, hy lei jou uit hierdie wêreld uit Egipte uit, jy is weergebore, jy is gedoop, die ou lewe is afgelê, die Rooi See was ook 'n simboliese doop wat die Egipte finaal afgesny het en die koning van die wêreld doodgemaak het en sy leerskare is. Dit spreek ook simbolies met jou vandag. Nou kom jy tot bekering, in die begin is dit nou super exciting en dan gaan jy. Dan raak die woord van die Here, die ware brood wat uit die hemel uit neergedaal het, wat jou siel kom verlos het, kom bevry het van Satan. Voel ons naderhand, is dit normaal? Ons raak verveeld met die elementêre woord van God. Ons verstaan nie dat ons siel moet lewe uit daai woord wat elke dag presies dieselfde is. Ons soek excitement. Nou, omdat ons die excitement in die ware woord kry nie, begin ons excitement op te wek van so 'n aard, dat daai excitement wat ons opwek, regverdig ook ons vleeslike wêreldse lewe. En ons laat nie toe dat druk en verdrukking ons hart aan die lig bring, dat ons kan verstaan, ons siel moet lewe van die woord van God. Al bid en Bybel lees jy vir die res van jou lewe, dis wat jy moet doen. Dis die ware brood, dis die ware manna. En dis jou evangelie, die manier hoe die Here dien vir jou vervelig is. In die Here, ek praat nie van jou vleeslike dinge wat jy mee besig is. Dan moet jy sê, Here, of ek het teruggeval, of ek het nog nooit werklik tot bekering gekom. Want dit is al wat jou siel kan laat lewe. En ons klik om nie, ons voel, wanneer ons voorsiening in die vlees het, wanneer ons hierso het, dan is God met my. Hy is saam met my, hy keer my lewe goed. Ek het geloof. Wanneer dit goed gaan hier, en dis hoekom ek vir die begin gesê het, as ek sien ons deursnit mentaliteit, gaan daaroor hoe God vir ons in die vlees voorsien. En die Here het nie gepraat van 'n vleeslike voorsiening nie. Hy sê, juis ek het die vleeslike voorsiening van jou af weggehou, sodat jy iets kan leer. Nou, ons is kinders van die Here, wat leer ons uit ons omstandighede? Ek moet net vashou, want uit hierdie omstandighede gaan ek in die volgende een, dis hierdie season, dan daai season, en hierdie tyd, en dit bestaan nie in God se woord nie. Jy gaan deur druk en verdrukking gaan, tot die dag wat jy jou aardse lewe op 'n einde gaan kom. Tot op daardie dag. Hoekom? Want daar is gedurig deur dinge in 'n mens se hart, wat geopenbaar moet word, wat ons verhouding met God nie halter. Wat maak dat ons nie geestelik lewe nie? Daarom verstaan ons nie die woord nie. Daarom baie keer raak ons kwaad en opstandig en geïrriteerd met die basiese prediking van die woord. Ons soek excitement, ons soek hierdie flamboyante evangelie. En as ons nie dit kry nie, dan gaan verlustig ons aan die wêreld net om so 'n bietjie emosionele opwekking te kry. Dan beteken dit, jou siel lewe nie. Jy het nog nie verstaan om te lewe uit God se woord nie.
Want God se woord moet jou leer dat daai ding wat jy mee besig is, daai karaktertrek in jou, is nie reg voor sy aangesig nie. Dan moet jy indelf en sy woord lees en sien, Here, maar hierdie geaardheid, hierdie saak in my lewe is teenstrydig met die karakter van liefde, van geregtigheid, van sagmoedigheid wat U is. Want Jesus het gesê ons moet volmaak word soos die Vader. Nie soos jou voorouers nie, nie soos jou prediker nie, nie soos jou kerk nie, soos die Vader. En ons hef maklik verskonings aan om te bly waar ons is. I'm still under construction. Jesus het vir my alles gedoen. Jesus het die mag van die duiwel oorwin, sodat jy in sy voetstappe volg. Wanneer jy in sy voetstappe volg, dan oorwin jy ook die bose in jou lewe deur hom. Dis hoe dit werk. Nou as ons kyk die mentaliteit van Israel, die hele tyd, selfs in die tyd van die konings en die rigters, het hulle God net gesoek vir oorwinning in die vlees. As daar droogte was, het hulle die Here aangeroep, dat die Here vir hulle die droogte moet laat ophou. Kom ons lees gou, ek wil gou vir julle interessante skrif lees, en 'n profetiese boek in Hosea. En ek dink dit is die opsomming van die mentaliteit van Israel in geheel, en dit is eintlik presies wat God vir hulle hierso sê. Dit is hoe julle nog altyd gedink het, en dis presies hoe ons as kinders van die Here ook dink. En kom ons gaan gou oor na die skrif, Hosea 7 vers 14. Ook roep hulle nie van harte na my nie, maar jammer op hulle bedde, terwille van koring en mos kerwe hulle self stikkend. Hulle is opstandig teen my. Terwille van koring en mos. Terwille van koring en mos. Terwille van hierdie tydelike saak, sal die mens gaan tot die uiterste, net om dit te kry. Nou hulle het fisies, ons weet, dit is wat gebeur het in hulle afgode tyd, in die tyd van Baal met Elia, het dit baie mooi duidelik na vore gekom, hoe hulle self stikkend geskerf het, gesny het, uit desperaatheid, dat hulle God hulle moet antwoord. En dis wat in die Christelike kerk gebeur. Die mens begin desperaat raak. Dan geestelik doen hy allerhande snaakse dinge, en sê, wat is bloed? Dis jou bloed is jou lewe. En die woord van die Here sê, jy gee jou lewe oor aan een wat onbarmhartig is. En wie is die onbarmhartige ene? Wie is die een wat ongeregtig is in hierdie lewe? Geld, Mammon, die hoervrou Babylon. Ons gee ons lewe, ons sal onsself stikkend bloei. En wanneer ons volgens ons 'n voorsieningkie kry, dan dink ons, wow, nou is ons 'n guns by die Here. Nou het my God my geantwoord. Maar ons moet versigtig wees. Die Nuwe Testament leer ons dat in die Christelike wêreld word daar 2 Jesusse gepreek. Daar's 2 geeste, daar's 2 evangelies. Die een lyk presies soos die ander. Die woord sê op die een plek in die Ou Testament, julle bou julle huis naby teenoor my huis. Met ander woorde, wat die simboliek daarvan is, julle kom teenoor my. Selfs die gemengde volk op 'n stadium in Israel, sê die woord, en hulle het God gevrees, maar het hulle eie afgode gedien. En dit is wat ons doen in die week, in die tye, in ons vrye tyd, is ons besig met ons eie afgode. Ons bloei onsself, ons gee ons lewe, ons bloei vir die wêreld. Ons kerf onsself stikkend in hierdie wêreld, net vir mos en koring. Nou, wanneer ons soos wat ons aanbeweeg in die Ou Testament, en ons kom uiteindelik by die Nuwe Testament uit, sien ons dat die mentaliteit van Israel het glad nie verander. Want toe Jesus die brode en visse vermeerder het, dit lees ons nou alles in Johannes 6, gaan lees deur Johannes 6, is 'n baie lang hoofstuk, so ek gaan nie deur alles lees nie, asseblief in jou vrye tyd, doen die moeite en gaan lees daardeur. Toe vermeerder hy brode en visse, en hy het oorgevaar ensovoorts, en op 'n stadium toe kom soek hulle hom. Kom ons kyk dalk net na die 1 vers, so 1 of 2 verse, net om vir u te wys, en vir jou te benadruk vandag, hoe is die mentaliteit van die mens? So dit wat ons in die Christelike evangelie kry vandag,
is absoluut niks niets nie. En dit is wat koning Salomo sê, daar's niks niets onder die son nie. Die denker, die manier hoe die mens operate en wat hy aanvaar en doen, die sonde en ongeregtigheid, is presies dieselfde. Hy sê hierso in Johannes 6, kom ons kyk het, kry het op die skerm, ek het ons nou 'n komputer hier by. Kom ons kry gou, Johannes 6, en ek gaan oorspring na vers 27, ons gaan daar so 'n paar verse lees, ek gaan dit vir jou op die skerm bring, dan kan jy net saam met my lees. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar werk om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Vers 8 en 29. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Nou, dit is die groot ding, en nou later van hier af, en praat die Here Jesus ook van, hy is die brood wat in die hemel gaan neerdal, ensovoorts. Kom ons lees uit vers 26, ek het hom gemis. Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. So die mentaliteit van Israel was nog presies dieselfde. Hulle wou God gebruik het. En net vir tydelike voorsiening. En tot vandag toe, die vleeslike Jood doen presies dit. Nou kom die geestelike Jood en hy gaan steek kers op by die vleeslike Jood, om in die vlees voorspoed te bewerkstellig. Nou dit werk vir hulle, hoekom? Want Satan sê, ek gee die rykdom van hierdie wêreld vir wie ek het wil gee. So as ons die mentaliteit het, van materiële voorspoed, en ons druk en verdrukking gaan my nou uit, hierdie probleem, ek moet net hier vasbyt, dan gaan God vir my weer my moeilikheid en my probleme laat oplos. Jy's in jou druk. Sodat jy vandag kan verstaan, jou siel moet begin lewe. Want as jy nie verstaan van jou siel wat moet begin lewe nie. Ons dink ons siel lewe wanneer dit goed gaan in die vlees. Meeste van die tyd as dit goed gaan met jou in die vlees, dan dryf jy eintlik weg, want nou het jy middele wat jou kan besig hou, weg van God af, want jy voel God voorsien al hy geld vir jou, sodat jy daarmee kan maak net wat jy wil. En dit is wat die Here Jesus ons hier kom leer, en ek wil nou oorspring na 'n skrifgedeelte in Matteus 6. En ek wil jy moet aandagtig saam met my gaan, ons het nou al lekker deur die Bybel lees, deur Matteus 6 gekom, maar is 'n paar interessante gedagtes wat ek net graag met jou wil deel, in hierdie hele saak van kwel jy nie meer nie, ons druk en ons verdrukking, sodat ons vandag kan verstaan. Daar's een saak in jou lewe, wat jou druk na vore moet kom, dit gaan nie oor uitkomste nie. Wat verstaan jy geestelik? Waarvan kan jy getuig is jy verlos geestelik, nadat jy deur 'n sekere druk gegaan het? As daai getuienis nie daar was nie, was jou druk verniet gewees. Maar omdat God jou wil red, omdat God jou in die hemel wil hê, omdat hy jou vrugbaar wil maak, is daar met oomblikke verligting, maar is nie sê daar het iets in jou siel gebeur nie. En ons klik hom nie. Nou voordat ek voortgaan, wil ek nog 'n lied vir ons speel, My Offer, wat ook hierdie gedagte so mooi weerspieël in liedvorm. My redelike godsdiens is om U te behaag met my lewe. Ek bring myself as offer na U. Alles wat ek is, kom ek gee, as 'n lieflike geur vir U. My enigste offer oor, ek lê die wêreld en sy trots neer. Ek kies om vir U te leef, rein en heilig voor U aangesig, deur die krag wat U my gee. Hier is my hart, hier
my lewe. Vir my soos die wil, o Heer. Om die lewe in my te hê, is meer as wat die wêreld kan gee. 'n lewende offer, rein en toegewy. Here, ek gee my hart aan U vry. Nie meer soos hierdie wêreld nie, maar niet in my gemoed. Ek wil U wil doen, o Heer, volmaak en altyd goed. Hier is my hart, hier is my lewe. Vir my soos U wil, o Heer. Om die lewe in my te hê, is meer as wat die wêreld kan gee. 'n lewende offer, rein en toegewy. Here, ek gee my hart aan U vry. Nie meer soos hierdie wêreld nie, maar net in my gemoed. Ek wil U wil doen, o Heer, volmaak en altyd goed. Daar's die liedjie. My sê vir my nou hierso, oupa, dan wys hy na die Bybel en in die boekie was hy altyd in teken, dit is nou my se boekie. So hierso is ou sis, sê vir die mense hallo. Hallo mense, sê vir hulle hallo. Nou is hy stom geslaan. Sy geniet dit saam met oupa en ouma hierso. Nou, die groot ding is wat ons vandag oor wil praat en wil uitpleis. Nou, ek het al so 'n bietjie deur julle kommentare gelees hierso, en dit is so, mense het hierdie suurdeeg opgetel, en dit is die groot ding. In jou hart het jy 'n ywer gehad om bietjie uit te kom uit hierdie mentaliteit. Jy het gesien dinge is nie reg nie. Jy het gesien daar's dinge wat nie mooi strook met die woord van die Here nie. Nou wil die Here jou uithaal en uitlei. En ons verstaan nie dat ons moet oorgee. Ons moet ons lewe prysgee. Ons moet ons offer gee. Dit is Romeine 12 vers 1 en 2. Dit is die beginsel van hierdie lied wat jy nou geluister het. Dit is jou redelike godsdiens. Is om jou gees, siel en liggaam te offer. En vers 2 leer vir ons, wat is daai offer? Om jou rug te draai teen die wêreld. So wat gebeur nou? Daar's ook dinge wat in 'n mens vas is. En wanneer dinge in jou hart vas is, gaan jy gelei word om sekere dinge te verstaan, te doen, na te streef, wat die geval ook al mag wees. Dit gaan so wees, want die hart het nog nie verander nie. Dit wat in die hart gesetel is, gaan jou elke keer lei na 'n sekere punt toe. Wil jy ouma toe gaan? OK, ons 'n bietjie na ouma toe gaan. Jy sien, nou is ons 'n bietjie boring. Dis dankie meis. Ou sis, soos Elmarie sê, dis nou ou sis. Nou in Matteus 6. En ek wil hê ons moet in plaas om hierdie gedeelte as 'n wet te vat. En ek wil hê ons moet iets vandag verstaan. My doel vanoggend is dat ons van harte vandag iets gaan verstaan. Nie as 'n wet nie, nie as 'n reël nie. Maar om leiding te kry vanuit die woord uit, sodat ons kan verstaan waar lê die kern van ons dilemma. OK? Nou as jy kyk van vers 19 af. Matteus 26 van vers 19. Kom die Here Jesus en kom ons kry net die skrif hier op die skerm. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en wat diewe nie inbreek en steel nie. Nou ons kan op loop gaan met hierdie skrif. En ons kan baie dinge vir mekaar sê en preek ensovoorts. Maar verstaan ons die realiteit van dit wat Jesus wel hier bedien het. Nou kom ons spring gou oor na vers 22 toe. En terwyl ek dit so deurscan, ek net gaan kyk, ja, ek kan maar hierdie vir meis gee. Daar's jy kan hierso vat, meis. Daar's jy kan die pennetjie ook vat, hoor.
Assy, nou kan jy gaan teken. Dit het my getref toe ek nou so die deurscan terwyl die liedjie speel. Wil ek gou hier vers 22 en 23 lees voordat ek aangaan. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Aan die ander woorde, as lig in jou al donker is, hoe donker is jou donkerheid nie? Nou waar begin die Here Jesus met hierdie gesprek? Hy begin by, moenie vele skatte bymekaar maak op hierdie aarde nie. Hoekom nie? Want dit verblind die oor, dit maak ons donker. Dit verdoof die lig in ons. En dit is wat die siel doodmaak. Ons moet dit verstaan vandag. Nou gaan die Here Jesus voort en ons spring oor na vers 24 toe. Niemand kan twee here dien nie, of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet of wat julle sal drink of wat julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe, kom ons kyk gou, onthou net die kernwoord, is die lewe nie meer werd as die voedsel, nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Die lewe. Wat het God in die Ou Testament vir hulle gesê? My woord alleenlik kan julle laat lewe. Israel in die meerderheid van die geval het nie verstaan dat jy moet lewe vanuit die woord van God. Jou verhouding met hom nie, ongeag of jy het en of jy nie het nie. En ons kan te kere gaan en sê, ja, ons kan nie die goed saamvat nie en dit is hoe dit is. Maar hoe verstaan ons werklik waar? En tog aan die ander kant, praat ons hoe die Here net ons tydelike sake voorsien. Kan jy vandag getuig? Toe jy in 'n druk was, het hierdie skrif vir jou oopgemaak en het jou geestelike insig en lewe begin verander nie. Kan jy daarvan getuig? Behalwe van 'n tydelike uitkomste. God het nooit na hulle verwys en met hulle gepraat oor, as julle nou deur hierdie druk gaan ek nou vir julle beter gee as wat julle ooit gehad het nie. Want hulle was in anyway terwyl hulle deur die woestyn getrek het. Dit lees ons, jy kan reg deur die Ou Testament lees, deur die profete, selfs Stefanus toe hy gestenig was, het dit herhaal. Hulle het vir 40 jaar nie die Here gedien nie, hulle was besig met afgode in hulle tente en ook in die buitekant van die laar. En ons moet hierdie goed begin klik. As kind van God moet ons dit verstaan. Dit gaan nie oor om te leef van uitkomste tot uitkomste en God is nou net goed vir my, want ek het nie brood gehad en toe gee die Here vir my brood. Ja, die Here voorsien, ek kan ook getuig, die Here voorsien. Inteendeel, die feit dat ek hier sit, het God vir my voorsien. Maar hoekom sit ek hierso? Om jou hart te streel, om jou gedagtes te streel, soos wat Harry het ook gesê, die koningskryksbediening, the kingdom theology. Jy gee vir my en God gaan drievoudig vir jou teruggee, nou omdat ek dit nie preek nie. En dis wat Paulus ook beleef het, wat hy vir die een gemeente sê, ag, julle het nou maar, julle het nog nooit, julle het nie 'n geleentheid gehad om in my behoefte te dink nie. Hoeveel mense kan vandag getuig binne in die bediening? Het finansiëel dinge ten goeie vir hulle verander. Hulle lewe het in 'n rigting begin ingaan wat verward was. Maar tydelik dra hulle niks by tot die evangelie nie, terwyl hulle dit kan doen. God het juis jou saak so verander, want jy het die vermoë om by te dra, terwyl ander nie meer daai vermoë het nie, of glad nie die vermoë het nie. Sodat die evangelie na hulle toe kan ook gaan, wat glad nie finansiëel kan bydra. Maar wat doen ons sodra ons meer kry, is dit nou myne? Dan verhoog ek my lewensstandaard, want dit is God wat dit vir my gegee het. Is jy seker is God wat vir jou? Is seker is jou eie begeertes wat jou gedryf het, deurdat God vir jou voorsien het, om 'n las ligter te maak in sy werk, het jy 'n tydelike las vir jou gaan ligter maak, terwyl hy van die eie plesierigheid nie. Onthou net, die Here Jesus is ernstig oor die saak. Hy het 'n hele gelykenis daaraan gewy. As jy nie gaan sorg dra vir die broederskap nie, gaan jy hel toe gaan, of jy dit wil weet en of jy dit nie wil weet nie. As jy dit kan bybring. Geestelik sowel as tydelik. Goed. So geld
verblind ons. Dit maak die lig in ons donker. Nou kom die Here Jesus en hy praat daarvan, sodat jy kan lewe. Is die lewe nie meer werd? Is die lewe nie meer werd as dit nie? Nou, wanneer ons hierna kyk, dan sê hy, moenie jou kwel nie. Nou in Lukas is 'n soortgelyke gedeelte opgeteken. En hy praat daaraan, vrees nie. Kom ons kyk gaan Lukas 12 vers 32, verwysende skrif. Hy sê, moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader, kom ek kry die skrif op die skerm. Ek kan nie hier vanoggend die skrif te vergeet nie. Kom ons lees Lukas 12 vers 31 en 32. Lukas 12 vers 31 en 32. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Hoor wat sê die Here Jesus? Moenie vrees oor hierdie dinge nie. En dit is waar hy begin in vers 29. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink en julle ongerus maak nie. Maar soek my koninkryk. Nou wil ek gou 'n saak aan jou bekend maak. Ek en my vrou staan in dienswerk van die Here, 24 ure 'n dag. Ons soek net die voordeel van God se koninkryk vir siele, of ons het en of ons nie het nie. Dit pla ons glad nie. Wat gebeur nou? Nou kry mense tydelike oorvloed. Dis asof God hulle beloon, dan haal hulle die skrif aan, soek God in sy koninkryk en hy sal vir jou byvoeg. Nou hoekom voeg hy by vir jou in die vlees, maar nie vir my nie? Wat 24 ure 'n dag in sy werk. Besef jy lekker, my vrou is nie een dag die week af nie. As ons nie op die lig is ons besig met voorbereiding. Ek wil dit nie doen, moenie my jammer kry onder geen omstandighede nie. Ons doen alles wat ons doen uit liefde. Ek praat vandag sodat ons die sluiers van ons oë kan afval. Want terwyl ons besig is om ons vleeslike drange te bevredig, is ons siel besig om weg te kwyn en jy sal verlore gaan. Jou siel lewe nie. Jou druk het dalk vir jou nuwe goed na vore laat kom. Nuwe huis, nuwe karre, nuwe klere, nuwe alles. En jy mag nuwe goede sê, dit is niks meer verkeerd nie. Maar lewe jou siel, wat het jy geestelik geleer? Kan jy getuig en sê, Stanley, in die druk waar ek in was ek verslaaf aan dwelms, ek was verslaaf aan drank, ek was verslaaf aan rook, ek was verslaaf aan pille, ek het hierdie geaardheid gehad, ek het hierdie woedebye gehad, ek het hierdie dinge, ek het pornografie gekyk, ek is verlos van hierdie goeders. Kan jy van sulke dinge getuig? As jy sê daarvan kan getuig nie, was jou druk verniet gewees. Hoekom voorsien die Here dan nie vir my en daai selfde oorvloed as wat jy het? Dis 'n vraag wat ek wil vra. Ons moet nugterheid begin kry, sodat ons kan begin uitbreek. En die meeste van die moeilikheid wat ons baie keer self inkry, veral finansiëel, is wanneer ons eie begeerlikhede wou deurgedryf het. Nou sit ons in 'n finansiële verknorsing. Nou is dit asof Jesus my las van skuld ook gedraai het op hom op die kruis. Hy het nie, dit was my eie dinge wat uitgesorteer. Maar as jy jou saak vandag voor God kan bring en jou hart kan oopskeer vandag en ek kan erken waarmee as jy werklik waar besig, kan God 'n saak vir jou uitsorteer. Dit het ek ook al beleef. Maar dan moet daar 'n geestelike verstaan in 'n mens se hart deurbreek. Nou vers 32 van Matteus 6. Ek wil net gou eers dalk lees, dalk is in Lukas 29, Lukas 12, dalk die ene wat, kom ons kyk na Lukas 12 vers 30. Lukas 12 vers 30. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet wat julle nodig het, dat julle die dinge nodig het. So die wêreld is elke dag besig om te werk om hierdie tydelike dinge in die gang te hou. Okay? En hulle gebruik dit as 'n verskoning om nie God te dien nie. Maar wat beloof God ons? Hy sê, maar soek die koninkryk en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
Want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om julle die koninkryk te gee. Wat gee God vir jou? Die koninkryk van verlossing. Wat is dit? Ons bid maklik teen ons Vader. Vader, laat U wil geskied op aarde soos wat dit in die hemele is. Wat is in die hemele? Verlossing, vryheid, heiligheid, reinheid. Dis wat in die hemele is. En God sê, dit is wat hy vir jou voorsien. Sy rykdom, sy skatte, sy heerlikheid. Wat die siel kan losmaak. Ons besef nie van die siel wat moet loskom en die siel wat moet lewe nie, want jy gaan in alle ewigheid, jou siel bestaan tot in alle ewigheid. Jou tydelike goed gaan vernietig en verpletter word. Dit gaan op 'n einde kom. Maar jou siel bly tot in ewigheid lewe. En ons klik hom nie. Dis asof ons sukkel om werklik waar daai hart oop te maak en oop te skeer. Om te verstaan my God. Dit gaan nie oor voorsiening en nie voorsiening nie. Dit gaan oor, Here, het ek 'n verstaan geestelik. As ek 'n liefdeloosheid het teenoor die broeders, het hy liefde in my al verander. As ek sekere gewoontes het wat teenstrydig is met die woord, het van dit al begin verander, of ten minste hy besef gekry, dit moet verander en jy werk aktief in jou binnekamer, jy soek God, dis wat hy sê, soek my koninkryk, soek jou verlossing, soek jou bevryding, en as jy verlos en bevry word, is jy vry om die evangelie en daai vryheid te kan gaan uitdra na ander toe, so jy soek dan die voordeel van God se koninkryk. Here, ek het die brood van die lewe nodig, sodat dit my siel kan losmaak, dat ek daai brood van die lewe kan uitleef en kan uitdra na ander toe, dat hulle siele ook los kan kom. Dit gaan nie oor tydelike sake nie. God het nie in die Ou Testament vir hulle gesê, dit gaan oor tydelike sake nie. Teenoor God het gesê, ek het julle daai tydelikheid ontneem. Selfs die mees basiese ding, kos en water, het God hulle ontneem, sodat hulle iets kon leer. En te midde van dit het God vir hulle manna gaan stuur, dat hulle ook kan leer uit die saak van die manna uit. Die woord van God bly dieselfde, dit verander nie. Elke dag is die manna presies dieselfde. Soos die evangelie vir jou boring is dit jou saak. Dan is die evangelie hard. En dit is wat God ons wil leer, is dat die siel moet loskom. Ek sien uit die kommentare, daar's 'n sukkel, daar's 'n worsteling. Ek het my vrou tekorte gehad. Ons het 'n besluit gemaak vir die evangelie. En daarna het ons nog meer tekorte gehad. Weet jy hoeveel keer het ek en my vrou keuses gemaak? Vir finansiële voorspoedigheid in die evangelie ter wille van die woord. Mense wou gehad het, ons moet net so 'n bietjie verander. Ag, nie ernstig, nie so klein bietjie. Dis hoekom mense baie keer dieselfde vraag herhaal en hulle vra jy dieselfde ding oor en oor en oor. Omdat nie die woord bly die waarheid. En solank as wat die Here my die krag en die genade gaan gee, sal ek hy waarheid bly oordra. Ek gaan nie daarvan verander nie. Al kos dit my finansiële skade wat dit al legio gebeur het met hom. Al kos dit familiebande moet breek, selfs die woord van God, ons hierdie week daar dit gaan behandel in die Bybel lees. Al kos dit verhoudings in die vlees, wat jou siel dooddruk. Nie jou laat goed voel in die vlees nie, nie vir jou voorsiening gee, sodat jy weer tydelik kan aangaan nie. Ek praat van mense wat in jou siel jou doodmaak. Ons verstaan dit nie. Daarom sal ons bly redeneer teen die woord, wat die Here Jesus gesê het, moenie vir julle kwel oor hierdie lewe nie, moenie vrees oor die dinge nie, moenie laat vrees jou vriend raak nie, vrees vir hierdie wêreld, hierdie sorge van hierdie wêreld, as ons hoor van oorlog, gerugte van oorlog, as ons hoor van droogtes en al die dinge, wat doen ons as kinders van die Here, ons raak vreesbevange en ons praat saam met die wêreld. Ek raak ook benoud, maar weet jy wat doen ek? Ek gaan na die Here toe. En ek praat tale, en ek soek die Here, dat hierdie vrees hy hou vas oor my verloor, want hy mag nie die oorhand oor my kry nie, want hy vrees gaan maak, dat ek nie die evangelie gaan uitdra nie. Hy vrees gaan maak, dat ek onvrugtig is in die evangelie. Die vrees en die sorge van hierdie lewe.
En dis die kernding. En dit is wat die woord in Openbaring openbaar rondom die hoervrou Babylon, wat die hele wêreld beheer, insluitend die Christelike kerk. Hy sê, my kinders, kom onder die hoervrou Babylon uit, kom uit hierdie kingdom theology uit, kom uit hierdie koninkryksbediening leringe uit, hierdie liberale evangelie, kom daaronder uit. Want my woord moet jou leer om jou rug teen die wêreld te draai. Die woord is gesuiwer, die woord is gelouter, en as ek in daai gelouterde woord vashou, gaan hy in my begin werk om my te suiwer en te reinig van my geaardhede, my sondige gewoontes, sodat ek konstruktief in sy koninkryk kan wees. En as jy begin betrokke raak in sy koninkryk, dit wat jy vir sy koninkryk doen, dit vermeerder. My vrou en my werk het nog nie minder geraak nie. Inteendeel, elke ding wat ons vermag, wat ons aanpak in die evangelie, vermeerder. Dit is nog meer werk en meer werk en meer werk, en ons wil nie meer verantwoordelikheid in die evangelie hê nie. Daarom rus ons op ons laudere rondom die tydelike saak, en ons verhoog, en ons is hoogmoedig, en ons gebruik daai finansiële status van ons om onsself hoogmoedig te gedra en verskonings aan te hef teen die woord. Ons redeneer saam met mense, ongelowige families en vriendes en werkskollegas teen die woord. Ons besef nie waarmee ons besig is nie. Die woord sê in Openbaring is, jy gaan veg met my teen my woord, gaan ek met jou veg met my woord. Want die woord is die swaard. Hoe gebruik ons die swaard? En ek wil jy as kind van die Here vandag aanmoedig. En dis 'n ernstige boodskap, ek het glad nie beplan om die erns oor te dra nie. Maar ons moet vandag iets verstaan. Dit wat jy in die tydelikheid kan doen, doen dit. Maar dit nooit as 'n verskoning gebruik, of 'n maatstaf van enigiets geesteliks. As jy deur 'n druk gegaan het, wat het jy geestelik geleer? Wat se verlossing is daar? Wat se bevryding is daar? In jou siel, nommer 1. Wat se verstaan is daar? As daar dalk skrifgedeeltes is wat jy nie kon begryp het nie. En daar's baie. En die lig gaan op en dink, Here, hoe kon ek dit vir al die jare nie verstaan het nie? Daai druk het gemaak dat jy die skrif verstaan. En dan moet jy nou net in daai vryheid bly wandel. Dit is die groot geheim. Ons waak en bid nie daarna nie. En dan val ons in 'n erger toestand terug. En dis waar ons as kinders van die Here onsself baie keer bevind. Ons bevind onsself baie keer in so 'n frustrasie. En as ons so eintlik soos die Baal-profete geestelik kerf ons osself stikkend. Ons is in frustrasie, en dit is waar die oorlogvoering en die salwing en salf die en daai en al hy tipe van goed vandaan kom, bloedpleit en al daai dinge. Dis uit frustrasie, want die mens, God beantwoord nie die mensie, want die mense soos Israel in die Ou Testament, wat hulle op hulle bedde bejammer, net oor koring mos. Wat is mos? Wyn. Alwaar die kind van die Here se lewe gaan. Net soos die mense in die tyd van Jesus, hulle volg hom, hulle hom volg terwille van die brood en die visse, wat vermeerder het, nie terwille van die koninkryk van God. Nie terwille daarvan om hulle lewe neer te lê nie. En kind van God, kom ons stel op. Kom ons maak hierdie slap hande weer sterk. Hierdie verlamde knie, ons rig dit weer op. En ons kom by 'n punt uit, wat ons werklik die Here kan dien. Ek is nou by jou, my skapie. Ek gaan nou klaarmaak met 'n lied. En die laaste lied wat ek gaan speel is Vrede in Hom. Dit is ook 'n gunsteling lied van Kathleen. Jou, my skapie. Buite. Ons gaan nou buite, hoor? OK. Sy wil nou buite gaan speel. So ek gaan afsluit met hom, en ek dink ons het baie stof tot nadenke. Bid hieroor, soek die Here hiervoor, en geniet julle dag verder, en baie dankie weer eens vir julle liefde, julle gebede vir Deborah en Waldo. Ons sal vir julle terugvoer gee en op hoogte hou, sodra ons daarso by Deborah uitgekom het en die babietjie gesien het. Lief vir julle en lekker dagie verder. Bye bye. Wanneer jy om jou kyk, raak vrees jou vriend. Onrus, benoudheid gerig om jou te laat dwaal.
maar in jou binnekamer waar niemand jou sien, vind jy stille vrede en 'n vriend om te vertrou. Draai jou hart van die wêreld, al is jy benou. 'n vriend tot in ewigheid, hou jou siel in bewaar. Vind rus in sy teenwoordigheid, hy help jou, maak nie saak die omstandighede of die onseker wat jy voel. Hy gee daaglikse brood, bewaar jou siel. Die siel kan nie sterf nie, maar raak leeg sonder voed. Sorg vir hom dat hy kan leef deur sy woord en gebed. Die wêreld is leeg en koud, daar is warmte in verhouding met die Vader wat jou hou. Vrede in jou verhouding met hom wat jou siel kan bewaar. Vriend tot in ewigheid, hou jou siel in sy hand. Vind rus in sy teenwoordigheid, bly by hom, maak nie saak die omstandighede of die tekorte hier benede. Hy gee daaglikse brood, vervul elke bede. Onrus maak verward, maar vrede bring lig. In hom word jy nugter en jou oë sien reg. Soek hom tydig en ontydig, koop die tyd wat jy het. In gehoorsaamheid vind jy hom, sy vrede word jou wet. Wanneer jy stil raak en luister, sal jy hom daar vind. Waar jou vrede begin, hy's 'n vriend tot in ewigheid, meer as wat jy kan verstaan. Vrede wat alle verstand oortref, hou jou vas, laat jou staan. Maak nie saak van die wêreld of die storms wat bly woed, vind jou rus in sy liefde. Hy alleen is goed.